Goeiemôre gemeente. Ons laaste gedeelte van die lied sê, want U regeer. En ons is in die teenwoordigheid van die een wat oor alles en almal regeer. Soos die woord sê, elke knie sal buig en elke tong sal bely dat die Here God is. Ek wil vanoggend het ons belydenisaflegging, so ek wil gou so vra, van die familie van die 11 wat belydenis gaan aflê, wie is die verste, het van die verste punt afgekom om vanoggend hier te wees? Wie is van Transvaal af? Gautengeling. Limpopo. Wie is verder as dit? Wie is verder as Limpopo? Dan gaan ek vra of u vir my dan asseblief vir ons die kers sal kom aansteek as 'n teken van die Here se teenwoordigheid waarin ons is, die lig vir die wêreld. Die vroukies is net agter die kers. Baie dankie daarvoor. Dis Mariet se ma en pa hierdie, so baie welkom ook in die erediens. Liewe broers en susters, die heiliges in Piketberg, ons wat in Christus Jesus is, genade vir jou en vrede van God ons Vader en Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons ouer gewoonte is dat ons dan ook ons kinders betrek by die diens, sodat dit ook op 'n baie eenvoudige manier ook by hulle uitkom, maar ons, as ons eerlik is, dan is dit vir ons eintlik baie keer die gedeelte wat ons die meeste verstaan, wanneer dit daai gedeelte is. Ek wil vra, ek soek asseblief 2 laerskoolkindertjies wat sal kom. Daai 2 menere wat daar sit, gaan julle gou vir my dan kom. Môre julle? Môre. Sê gou vir my, wat is die? Weet julle? Sout. En hou julle van sout oor julle kos? So, daai is lekker, né? Chips. Dis baie lekker met chips. Nou sê gou vir my, sout net so, hoe proe sout? Sê gou vir my, proe die sout. Maak hom oop en gooi dit so 'n bietjie op jou hand en dan sê vir my, hoe proe daai sout? Sout, né? Dis lekker. Hoe smaak joune? Proe jy gou syne? Proe joune? Nou, wat nou? Jy agtergekom dat daai sout nie dieselfde, hulle lyk dieselfde. Ewesklik smaak hulle dieselfde. Die een smaak soos sout, die ander smaak soos iets van suikermeel, weet jy wat nie. Nou, in die Bybel lees ons dat Jesus sê, julle is die sout vir die aarde en nie een van ons hou van soutlose chips nie. Nee. Nou, as jy nou hierdie goed op jou chips moet gooi, dink jy gaan daarvan hou? Beslis nie, sodat dit beteken niks, dit het geen krag nie. En die Here sê vir ons, dat ons wat sy kinders is soos sout. Hy sê, ons is die sout vir die aarde, ons gee smaak. Maar wanneer ons, baie keer, kan ons soos hierdie sout raak. Ons lyk soos sout, maar is ons alles behalwe sout. Ons is selfs binne 'n soutpotjie. So as mense na ons kyk en dink hulle ons is sout, maar binne-in, as hulle ons begin gooi oor die lewe, en dan kom hulle agter,
hier is 'n ander smaak wat uit jou kom. Ewe skielik kom daar vuil woorde uit jou mond. Jy praat lelik van ander mense en jy doen sommer goed wat glad nie by 'n kind pas wat die Here dien nie. En dan sê ons, die groot mense praat altyd van jy's skynheilig, né? Nou die Here sê, wanneer ons sout is sout, maar dan vra hy vir ons die vraag, maar as die sout laf geword het, wat sal 'n mens daarmee doen? Nou wat sal jy met hierdie potjie sout in ek wil doen? Ek dink ek sal dit sommer wil weggooi. Maak dit leeg en gooi ordentlike sout in. En dit is wat die Here vir ons vanoggend ook hier gaan kom leer, wanneer ons met die belydenis, julle kan sien, hierso kyk die sout wat hier is. Hier's 'n klomp sout. En dit herinner ons dat die Here sê, jy is sout. Dankie vir julle. As ons dink daaraan dat ons sout is, dan wil ek vir jou vra dat jy net vir 'n oomblik jou oë sal toemaak. Ek gaan dan vir ons voorgaan met gebed, maar net vir 'n oomblik jou oë toemaak en net vir jouself terugkyk op jou week en net kyk, waar was ek sout of waar was ek lawwe sout? Wat ek eintlik geleenthede of 'n situasie verkeerd opgesom het en verkeerd hanteer het, dat ek op daai oomblik nie kon sout wees en nie sout was nie. Geef vir jou so geleentheid daarvoor. Here, U het gesê, julle is die sout vir die aarde. Ons wil vanoggend kom luister as iemand ons praat, of iemand vir ons sê, oor hoe die sout lyk, hoe hy proe, en hoe hy in die lewe gebruik word. Vergewe ons, Here Jesus, dat ons met tye lawwe sout is. Met tye nie toelaat om deur U Gees uitgeskit te word op 'n situasie dat ons baie keer onttrek, waar ons kon sout wees, onttrek ons onsself en beweeg weg. En U het ons geroep, wees sout, gaan wees dit, want jy is dit. Amen. Ek wil vra dat ons dan sal staan en dan sing ons lied 207, verse 1, 2, 3 en 4, en in vers 4 sal jy veral hoor, maak ons, o Heer, U getroue getuies, dat ons met vreugde, met sout, dit oral vertel. Kom ons staan en sing lied 207 verse 1 tot 4.
Ons teks vir oggend kom uit Matteus 5 vers 13 en die leesroosterteks vir vanoggend is dan 1 Petrus 1 vers 14 tot 16 is dan net so 'n kort gedeelte ook daarvan en dit gaan ook die lewenstyl wat ons moet volg. Ek wil dan nou vra dat ons die oë sal sluit en dat ons dan ook ons handpalms na boontoe sal draai as 'n teken van ontvanklikheid en vir die Here sê, Here, ek is oop om te ontvang wat U ook al vir my sê, dat ek sal gaan doen wat U van my vra en as daar dinge is wat ek nou moet aflê, dat U ook vir my die krag sal gee om dit ook hier te doen saam met medebroers en susters in U teenwoordigheid. Here Jesus, baie dankie dat ons hier mag wees. Dankie dat U vir ons U woord gee wat ons mag oopmaak en uitlees. U is die woord wat mens geword het en onder ons kom woon het. Here, U het U woord ook in ons harte kom opskryf deur die Gees en U herinner ons hoe ons en wat ons is. Ek wil vir U vra, Here Jesus, dat U ook vanoggend met elkeen van ons sal kom werk, dat U met U Gees deur elke een van ons sal waai, dat U deur die banke sal beweeg en dat ons U stem sal hoor. Plaas my diep in die kruis in weg, dat dit nie sal gaan oor my nie, Here, want ek is net vlees en ek is ook net soos enige een wat hier sit. Here, dit is 'n voorreg om hier te kan staan en U woord te mag bedien, maar Here, dit is ook 'n baie groot verantwoordelikheid en dis hoekom ek vra dat U sal voortgaan met U woord, met U Gees en my lippe sal aanraak met 'n koolvuur van hierdie altaar. Aan U kom toe die lof, eer en al die aanbidding. Amen. Matteus 5 vers 13. Julle is die sout vir die aarde. Jesus maak hierdie uitspraak, julle is die sout vir die aarde, maar dan vra hy 'n retoriese vraag. Maar as die sout sy smaak verloor het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit deeg vir niks meer nie, behalwe om buite gegooi te word, sodat dit deur die mense vertrap kan word. Julle is die sout vir die aarde. Daar's 'n verhaal, 'n bekende verhaal wat vertel word van 'n jong man wat die eerste keer vir sy skoonfamilie moes kook. En hy was omtrent op sy senuwees gewees, want almal het vir hom vertel dat sy skoonpa 'n formidabele kok is en dat hy kan kos maak. En dis nou soos ons sal sê, no pressure. Hy besluit toe om 'n groot pot sop te maak, want hy weet ten minste, dis iets wat hy baie goed kan doen. Hy het behoorlik alles daarin gegooi, vars groente, duursame snitte vleis, speserye uit die boonste rakke. Hy het behoorlik groot gegaan. En uiteindelik breek toe die tyd aan dat sy skoonfamilie daar aan huis kom, en elkeen word sy aangewese plek gewys. Skoonpa eindig op die koppenend, en die seun word gevra, en almal begin skep. Skoonpa neem toe die eerste lepel sop, proe dit, maar sê niks. Daar daal met eens 'n groot stilte en almal se oë is op skoonpa, veral hy. Skoonpa maak sy keel skoon, kyk na sy skoonseun en vra, het jy sout ingesit? Die skoonseun antwoord huiwerig, nee pa, ek wou nie hê dit moet te sout wees nie. Die skoonpa glimlag en ewe skielik sê hy, ai my seun, die probleem is nie dat die sop te sout is nie, die probleem is dat daar geen sout in hierdie sop is. Hy vat toe 'n soutpotjie, trek dit nader, sprinkel 'n bietjie van daai sout oor sy sop, proe dit, kyk na sy skoonseun en sê, jy mag maar sop maak. Dieselfde sop, dieselfde bestanddele, maar die sout het die ander bestanddele se geure na vore gebring. En dis presies wat Jesus sê, as hy sê in Matteus 5 vers 13, julle is die sout vir die aarde. Julle is die sout vir die aarde. Jesus sê nie dat die wêreld, die aarde het meer idees en debatte en slim mense nodig nie. Hy sê die wêreld, die aarde, het sout nodig.
Hy het vir jou en my nodig. Mense wat verval kan vertraag, agteruitgaan kan stop, wat die egtheid, die waarheid na vore kan bring, en wat God se goedheid sigbaar maak. Jesus sê vir sy disippels, en vir my en jou vanoggend ook, jy is die sout vir die aarde. Sout. Iets wat ons elke ene ken. Ek meen dit lê dalk in 'n potjie op jou kombuistafel of dalk in die kas vanoggend. Iets wat deel geword het van ons alledaagse lewe, veral as dit kom by ons maak van kos. Maar hierdie alledaagse klein wit kristalletjies wat vir 'n skamele paar rand gekoop kan word, dra seker een van die kragtigste geheimenisse in die Bybel. En toe ek gaan kyk het en gaan lees het en bietjie gaan oplees daaroor, het daar vir my soveel oopgegaan. Jy sien, dit is die een mineraal wat God self gekies het om die aard van sy beloftes uit te beeld. Jesus het nie gekom en gesê goud of silwer of diamante of diersame edelstene, dit is julle nie. Maar hy gebruik sout. Sout om ons karakter as volgeling te verwys na. Jesus sê nie vir my en jou, ek en jy moet so sout wees nie. Nee, hy sê jy is sout, jy wat my kind is. En wanneer ek en jy verstaan waarom hy sout gekies het, wat dit vir die mense van die antieke tyd beteken het, wat dit oor God se onveranderlike karakter openbaar, en wat dit vir jou en my oor ons identiteit sê, glo ek dat ons vanoggend hier sal uitstap en nie weer dieselfde kan kyk na 'n potjie sout nie. Wat is hierdie antieke krag van sout? En waarom lê dit al etlike jare voor my en jou oë, sonder dat ons regtig dit raak sien en besef, dat ons vergelyk word met hierdie sout, hierdie wit kristalletjies. Jy sien, in die antieke wêreld was sout nie wat dit vandag is nie. Sout was soos wit goud. Nou as ons praat van wit goud, ons jong mense, dan weet jy, dis jou toiletpapier by 'n kamp. Maar soos jy oor jou toiletpapier voel, soveel meer was sout. Sout was regtig wit goud. Jy sien, in die Bybelse tyd was sout gebruik om selfs soldate mee te betaal. Die woord sout, salarium, was dan ook gewees die woord wat gebruik was om die betaling, so daar het gepraat van soutgeld. En dit is waar die uitdrukking kom, hy of sy is sout werd. Want in daai tyd was die mense betaal gewees. Hulle het onder andere hierdie sout, salarium, is waar die Engelse woord salary vandaan kom, wat ons dan ken as my salaris. En die soldate was daarmee betaal gewees, omdat sout so belangrik was. Dit was vir die behoud en om my kos voor te berei, maar ook om my kos te bewaar. Beskawings het opgestaan en geval volgens hulle toegang tot sout. Leers kon nie sonder sout optrek nie. Dit was op die einde van die dag gebruik gewees om kos mee te bewaar. Leer was daarmee behandel gewees, die leer wat by die wapens gebruik was en vir die stewels van die soldate. Wonde kon nie behoorlik skoongemaak word sonder sout nie. Liggame van afgestorwenes was daarmee behandel, aangesien daar nie yskaste in die antieke wêreld was nie. Verbonde was daarmee beseël. Sout was dikwels die verskil tussen lewe en dood. Die soutbeeld was 'n diep geestelike raamwerk wat iets wys van God se onveranderlike beloftes en ook van ons roeping in die wêreld om dit sigbaar te maak. Jy sien in Levitikus 2 vers 13 lees ons: jy moet al jou graanoffers met sout geur. Dit was nie 'n voorstel nie, maar 'n opdrag, 'n gebod. Elke offer wat na God gebring was, moes sout bevat.
Die teks lees dan verder, jy mag nie die sout van die verbond laat ontbreek nie. Iets wat vir ons vreemd is. Waarom sou God omgee om sout op 'n offer te laat gooi? In die antieke nabye Ooste was iets so sout om sout saam met iemand te eet, 'n verbondsgebaar gewees. Dit was soos ons praat ook van om saam met iemand brood te breek. Dis hoekom ons baie keer praat van ons het 'n paar sakke sout al opgeëet. Dit het loyaliteit en beskerming beteken. Deur sout op elke offer te vereis, het God iets diep simbolies met ons kom deel. Hy het hiermee 'n voortdurende verbondsmaal met Israel gevestig. Die sout het God se kant van die verbond verteenwoordig, 'n belofte wat nie sal vergaan nie, en nie agteruit sal gaan nie, en nooit sal verander nie, maar sal heel bly. Die Bybel gebruik selfs die uitdrukking 'n verbond van sout. Ons lees dan in Numeri 18 vers 19, al die wydingsgeskenke van heilige gawes wat die Israeliete vir Here aanbied, gee ek vir jou en jou seuns en jou dogters saam met jou as die deel wat julle altyd moet kry. Dit geld as 'n ewige verbond van sout voor die Here vir jou en jou nageslag saam met jou. So die priesters en leviete was daarmee onderhou. Ons lees dan dat God beloof om te voorsien vir die levitiese priesters. Dit is 'n verbond van sout vir ewig voor die Here, sê hy. Soos ons seker weet, het die leviete geen land gekry soos die res van die stamme nie, van die 12 stamme nie. Hulle werk was gewees om in die tempel te werk, om die offers te bring en in te tree. En God verseël daardie belofte van voorsiening aan hulle, dat hy sal vir hulle voorsien met sout, wat dan 'n simbool was van sy blydende trou. En nog 'n voorbeeld kom in 2 Kronieke 13 vers 5 na vore, waar die koningskap van Dawid beskryf word as 'n verbond van sout. Is dit nie aan julle bekend dat die Here, die God van Israel, die koningskap oor Israel vir altyd aan Dawid, aan hom en sy nageslag gegee het deur 'n verbond van sout nie? So sien ons dat ons onder andere 3 van Israel se kernpilare van hulle verlossingsverhaal met sout verbind kan word, naamlik die offers, die priesterskap en ook Dawid se koningskap. Sout is die simbool wat wys na God se beloftes wat nooit sal vergaan nie, net soos wat sout vleis bewaar. Maar die Bybel wys ons dan ook 'n ander kant van sout. Sout was ook 'n simbool van oordeel gewees en as oordeel gebruik. En die bekendste voorbeeld hiervan is in Genesis 19 vers 26, wanneer Lot se vrou in 'n soutpilaar verander, omdat sy ongehoorsaam was aan die opdrag wat die engel gesê het, julle mag nie terugkyk wanneer die Here die oordeel vel nie. Interessant genoeg, die teks sê nie dat sy vernietig was nie, maar in 'n soutpilaar verander het. 'n Monument wat as waarskuwing gedien het van ongehoorsaamheid. In Rigters 9 vers 45 was 'n stad met sout besaai nadat dit vernietig was. Dit was 'n simboliese handeling in die antieke tyd wat as teken gedien het dat hierdie plek oorwin is en dit is die toestand waarin hy gaan bly. En julle kan dit gaan lees in Rigters 9. Die beginsel is belangrik. Sout verander nie dinge nie, dit bewaar dit. Dit bewaar wat dit aanraak. Heiligheid, maar ook korrupsie, lewe en dood. Die toestand van die hart bepaal wat bewaar word. Die vraag vanoggend is, kan sout sy smaak verloor? Want Jesus sê, as sout dan laf word, wat sal ons daarmee doen? Waarvoor kan dit gebruik word? Wel, Jesus waarsku vir jou en my vandag, dat sout wel sy smaak, sy krag kan verloor. Chemies is suiwer sout natriumkloried wat baie stabiel is.
Dit verloor nie maklik sy smaak nie. Maar jy sien in die antieke Palestien tyd was dit gewees dat hierdie sout wat hulle uit die see uitgekry het, was vermeng gewees ook met ander stowwe. En wanneer dit nat geword het, het hierdie werklike sout wat in hierdie wit kalk en in ander amper so sand was, het hierdie sout uitgeloog. En wat oorgebly het, was 'n wit poeier wat so sout nog gelyk het, maar niks werd was nie, want dit het nie die smaak of krag gehad wat sout bevat nie. Dit is presies dan waarna Jesus verwys as hy vra, maar as die sout sy smaak verloor het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit deeg vir niks meer nie, behalwe om buite gegooi te word, sodat die mense vertrap kan word. Die oorblyfsel is weggegooi en op paaie gestrooi om die grond hard te maak, en mense het werklik daarop geloop. Jesus se waarskuwing was nie gewees oor die sout wat op die einde van die dag nat raak nie. Nee, sy waarskuwing was oor die vermenging. Die vermenging wat geplaasvind, om soos ander om jou te word, en so jou roeping te verloor. Om nie op te staan vir wat jy glo nie, maar heeltyd terug te staan. Om saam te praat. So word jy stukkie vir stukkie uitgeloog. En al wat oorbly is 'n wit poeier. Wanneer 'n volgeling van Jesus so met die wêreld vermeng word, dat hy of sy kompromie begin aangaan ten opsigte van hulle waardes, begin hierdie sout sy smaak en krag verloor. En wat oorbly, lyk op die oog af nog soos geloof, maar het geen krag nie. Jesus praat daarvan in 2 Timoteus 3 vers 15 tot 16 sê hy, hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. En dan die waarskuwing, bly weg van sulke mense af, skryf Paulus aan Timoteus. Sout wat 'n bron van genesing ook was. In 2 Konings 2 lees ons van die water van Jerigo wat giftig was en wat miskrame tot gevolg gehad het, en hoe die profeet Elisa dan gevra het vir 'n nuwe bak met sout daarin, en hy het dit in die oorsprong van hierdie fontein gaan gooi het, hierdie rivier gaan gooi het. En chemies maak dit glad nie sin nie. Want weet as jy sout in water gooi, dan raak dit ondrinkbaar. Sout maak dit souterig. Dis dan so goed as ek drink nou 'n klomp seewater. Maar hierdie was nie oor 'n chemiese ding wat plaasvind nie. Dit was oor 'n gehoorsaamheid wat gevra was. Dit was 'n teken gewees. Die sout wat ingegooi was vir hulle teken oor die verbond en alles wat hulle vertroud mee was. En dit was 'n teken gewees van die Here hou sy verbond in stand. God genees so by hierdie ondrinkbare spruit. Genees hy die bron, die beginpunt. Jy sien, ware herstel begin altyd by die bron. Vir die stad was dit die fontein. Vir ons is dit die hart. Wanneer Jesus dus in Matteus 5 vers 13 sê, julle is die sout van die aarde, verklaar hy iets belangriks. Hy sê, julle dra God se verbond in 'n wêreld in, wat van sondeval af begin verrot het en steeds bly verrot. Ons as sout, ons is sout vir die aarde, ons vertraag hierdie morele agteruitgang, daar waar ons onsself bevind. Ons bring genesing, ook daar waar korrupsie heers. Ons maak die goedheid van God daagliks sigbaar. Sout verander nie net dinge nie, maar dit ontbloot terselfdertyd wat reeds daar is. Wat beteken dit vir my en jou dan vandag? Dit beteken dat ek en jy se teenwoordigheid saak maak. Ons hoef nie invloed te probeer fabriseer nie. Ek en jy is sout. Maar Jesus gee ook vir ons 'n ernstige waarskuwing, en dit is, moenie toelaat dat die wêreld jou identiteit besmet en jy begin uitloog en jou krag verloor
as kind van God nie. Toe Jesus in Matteus 5 vers 13 sê, julle is die sout van die aarde, het hy eintlik ook gesê, as sout uit die wêreld verdwyn, begin dinge baie vinnig agteruit gaan. Die wêreld het ons as kinders van God nodig. Die wêreld besef dit nie. Die wêreld vervolg juis kinders van God. Maar die Here sê, jy en ek is brood nodig. Jy sien, sout werk stil. Sout trek nie aandag nie. Sout skree nie, kyk na my nie. Sout wil nie die kollig hê nie. Maar jy kom vinnig agter as sout ontbreek. So, miskien dink jy nou vanoggend, ek is net 'n gewone mens. Wat kan ek tog doen? Ek is in graad 12 volgende jaar se klaar met skool. Ek weet nie goed regtig wat ek wil gaan studeer nie. Ek is nog half te mekaar. My lewe maak nie baie saak nie. En ek glo nie dat ek enige verskil kan maak nie. Maar Jesus wil vanoggend vir jou sê en vir my kom sê, jou teenwoordigheid is reeds die verskil. Want jy dra my verbond. Jy's my kind. Jy behoort aan my. So gaan leef as mense wat die smaak van God se koninkryk in hierdie wêreld inbring. En onthou, jy is sout. Amen. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, dankie vir u goedheid en u guns. En dankie vir u liefde. Dankie dat u ons roep. En hierdie roeping ook vir ons alles gee wat nodig is om ons roeping te vervul. Amen. Ek wil dan voordat ek julle gaan begin vorentoe roep, en ek gaan ook vir julle verduidelik hoe dit gaan werk, wil ek dan nou 1 Petrus 1 vers 14 tot 16 vir julle voorhou, wat sê, as gehoorsame kinders, moet julle nie lewe in ooreenstemming met julle natuurlike begeertes van vroeër, toe julle nog sonder kennis was nie. Inteendeel, soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. Daarom staan daar geskryf, wees heilig, want ek is heilig. Nou vanoggend het ons die voorreg om 11 jong mense te hê wat belydenis van hulle geloof kom aflê en wat daarmee erken en bely dat hulle sout is en so sout gaan optree. Ek wil dan nou vra hoe ons dit vanoggend nou gaan doen is, wanneer ek op 'n punt gaan kom, wanneer ons jou gaan vorentoe roep, gaan ek vir jou vra dat jy saam met jou ma of jou pa of jou ma en pa, net soos jy dit goed dink, dat jy vorentoe sal kom, dat jy vir 'n oomblik net hier sal kom staan, jou hand in die doopbak druk en net herinner jouself daaraan dat soos die water skoon was, het die Here jou geroep. Het die Here sy verbond, het hy vir jou gesê, ek sal vir jou 'n God wees. Dat jy dit net hier weer vir jouself sal sê. En dan gaan ek vra dat of ma of pa, hulle kan selfs albei, en jy kan selfs vir ouma of oupa ook vra, hy is meer as welkom, dat hulle vorentoe sal kom, en van links na regs, is dit in alfabetiese volgorde, soos ek jou gaan roep, gaan ons dan van links na regs, vat een van hulle die kers, hulle gaan die kers dan aansteek by die hoofkers, as 'n teken daarvan, dat hulle jou gebring het tot by die doopbak. Dat hulle die lig wat die Here in hulle lewe skyn, het hulle vir jou daai lig as voorbeeld kom leef, en dat hulle nou vir jou sê, hierdie lig, gaan leef dit voorts aan. En dan gaan ek vir die ouers dan vra, as jy dit gedoen het, kan jy hier kom staan, dan gaan jy hier van 'n punt af begin staan, jy kan dan jou kers doodblaas, terwille van die brand of die was, en dan kan die ouers weer gaan sit, en dan kom die volgende, en so gaan ons dit dan doen. Belydenis van geloof. Geloof is 'n reis, en op hierdie reis het ons sekere bakens, mense en ontmoetings wat vir ons spesiaal is, en wanneer iets vir ons spesiaal is, wil ons dit merk.
Ons wil 'n roetemerker daar plaas sodat ons altyd daarna kan heenwys en vashou. Om belydenis van geloof af te lê is een so 'n roetemerker. Toe jy gedoop is, het God beloof dat jy aan hom behoort. Jou ouers het beloof om jou so groot te maak dat jy die Here kan leer ken en tot geloof in Jesus Christus jou persoonlike verlosser kan kom. Romeine 10 vers 9 tot 10 sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en word gered. Met ons doop het ons 'n nuwe identiteit ontvang. Die water in die doopvond herinner ons dat ons reeds in Christus ingedompel is. Ons het reeds een met Christus geword en is deel van die gemeenskap van die drie-enige God. En dan gaan ek dan vra dat jy dan as volg sal voorkom. En daar's elke ene het ons dan ook 'n foto van jou. Sommiges is baba foto's, ander is net toe jy nog 'n klein toddlertjie was. En ons het dan ook daar vir jou die gemeente waar jy gedoop is en dan ook die datum waarop jy gedoop is. En ek het dan ook jou doopname daar gesit. Baie keer weet mense nie eens wat is jou doopnaam, so jy gaan nou herinner word in die doopnaam. Jy gaan dit nou hoor en jy gaan dit die dag weer hoor as jy trou, dan gebruik hulle weer daai volle name van jou. So ek wil vra dan dat Tian Boshoff, dat jy en wie ook al, jou ouers, dat jy vir 'n oomblik sal kom en jou hand in die font sal druk en pa dan vir jou die kers, jou kers is hier links, sal aansteek, vir jou gee en jou pa mag jou dan 'n soen of 'n druk gee, nes hy wil, en dan kan jy vir ons daar gaan staan. Sebastian Johannes Jacobus Boshoff is op 25 Desember 2008 hier vanuit die NG Kerk Piketberg gedoop. Geef hom 'n kans. Dit is vir hom, jy kan kom staan vir 'n rukkie so, want ek weet dit is 'n groot ding vir jou. Jy kan hom weer uitdoof. Lise Andine Briwer, is dit Andien? Jy kan vir ons na vore kom. Ek sien jy kom met mamma en pappa. Ek gaan vir julle vra dat hulle so omkom dat jy hier by die doopbak sal uitkom. Jy is in 2008, die 4de Mei hier vanuit die NG Kerk Piketberg gedoop. Te dink, die persoon wat nou hierso staan, het eintlik so gelê. Aniska Kutsie, jy kan na vore kom, met mamma en pappa. Jy was in Slanghoek Resort in Rossenwil, en daai klein kapelletjie was jy gedoop gewees, die 20ste April 2008. Jy kan dit sekerlik nie onthou nie. Het bietjie verander vanaf die foto, né?
Marlie Coetzee, julle gaan nou ongelukkig 'n lang roete moet omstap. Ons het 'n rolstoel net hier buite. Gaan julle sommer 'n kort pad vat, okay? Marlie, jy is op die 4de Mei 2008 hier vanuit die NG Kerk Piketberg gedoop. Frikkie, ek dink jy gaan haar nou weer so kan optel soos jy haar daar kon optel het, nie? Keegan Ellen Putik, jy is op Hartswater in die Congregation Church, is jy op die 14de Junie 2009, ek gaan nie eers daai naam probeer uitspreek nie, Magogong. En jy sal sien daar, waar daai pyltjie met daai sirkeltjie wys, so dis ver, julle kom nog gereeld daar, verstaan ek. Hulle het vir ons sommer 'n foto ook kon stuur van hoe die binnekant lyk, so dankie daarvoor ook. As hy dankie. Een keer 'n leier, altyd 'n leier, né? Kristen Page Isaacs. Jy is by ons VG gemeente, sommer hier in Piketberg, is jy op die 22 November 2009 gedoop. En kyk, daai oulike enetjie met daai brille op die cool, né? Anja Koen, hy is op 3 Augustus 2008 uit die NG Moedergemeente Standerton gedoop. Anandri Helena Pretorius, en jy is 7 September 2008 hier in die NG Kerk Piketberg gedoop. Waar is jou pa? Hoekom stap hy nie saam nie? Ek gaan laat mamma sommer vir jou die kers aansteek. Gert Diederik Jacobus, ook bekend as Gerard Pretorius. Jy is 31 Augustus 2008 in die Nederduits Hervormde Gemeente in Kreersdorp gedoop. Aleitstander, jy is op 2 Maart 2008 hier vanuit die NG Kerk Piketberg gedoop.
En dan het ons vir Martin Gilbert Tron. Jy is op 7 Desember 2008 hier vanuit die NG Kerk Piketberg gedoop. Ek dink nie een van hulle gaan jou nou kan dra nie. Julle wat nou hier staan, ons het met julle die vrae deurgegaan, elkeen en ons het met julle gepraat wat die woorde behels. En kan ek so vra dat julle so klein bietjie so skuif, want die man staan nou hier reg voor die beeld. As hy. Ek het jou gesê jy is 'n man vir die kalklig. Die 4 vrae wil ek dan nou vir julle voorhou weer. En dis waarop julle dan weer gaan antwoord. Glo jy dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, die ware en volkomme leer van die verlossing is? Beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp? Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? En dan aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly, soos ons altyd in die verlede genoem het? Beloof jy om jou te onderwerp aan die kerklike opsig en tug, wat ek ook vir julle verduidelik het wat dit behels? Kan ek dan hoor van links na regs, lekker hard, dat almal dit kan hoor? Ja, Dominee. Ja. Onthou, julle is die sout vir die aarde. Julle het belydenis afgelê. Julle het gesê wat julle glo. Julle het ook gesê waartoe julle self toevertrou. En julle het ook gesê dat ons aanvaar dat mense my kan help, medebroers en susters, op die pad wat ek stap. Hierdie is een roetemerker van vele wat nog kom. En by elke roetemerker raak ons net vir 'n oomblik stil. Erken die Here se teenwoordigheid, kyk terug op ons pad en eer hom vir die pad wat hy met ons stap. En weet ook op daai roetemerker, hy is ook die een wat die pad vorentoe saam met my stap. Want hy is die een wat sê, volg my en ek sal vir jou 'n visser van mense maak. Ek wil dan nou vra met hulle wat belydenis van geloof nou hier hardop gesê het, dat ons almal sal staan en saam met hulle die apostoliese geloofsbelydenis hardop sal saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Almal kan gaan sit, baie dankie. Jy moet staan. Nou, op grond van die genade van hom, soos besiel deur die doop,
En kragtens die belydenis wat julle sopas afgelê het, word hiermee verklaar dat julle belydende lidmate is van die Nederduits Gereformeerde Kerk hier in Piketberg. Ek dink julle kan vir hulle 'n lekker harde handeklap gee. Ek wil vra dat julle sal sien hoe lyk hierdie nuwe belydende lidmate, hoe hulle gesiggies lyk, bid vir hulle, dra hulle in die Here op, as julle hulle sien ook. Hulle gaan volgende jaar, as die Here spaar, gaan hulle nou uit die huis uit en van plekke gaan hulle werk en studeer en hoe ook al, dat ons hulle altyd sal onthou en dat julle altyd sal weet, julle is sout. Ek wil dan nou vra dat Andre Jacobs, dat jy vir my sal vorentoe kom. Hy is ook ons hoofouderling en ek gaan dan vra dat hy vir julle elkeen so 'n Here ek beloof boekie sal gee, belydenisboekie, en dan hom ook lekker deur sal werk en hom gereeld sal lees. Andrei, dis nou van links na regs, so staan hulle ook. Die vrae wat julle geantwoord het, en is alles ook in die boekie, en onthou die voorblad sê dit so mooi, Here ek beloof. Baie dankie André. Ek gaan dan nou ook vra dat Willie en Mariette gaan vir julle die seënbede sing. En die seënbed kom uit Numeri 6 vers 22 tot 27 sê die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en julle vrede gee. Ek wil vra dat jy sommer nou kan julle lekker vorentoe staan en julle kan lekker naby mekaar staan. Julle kan inhak as julle wil, nes julle wil. En die seënbede is dan vir julle. Say
familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Sy vrede voor jou uitgaan, agter jou staan en langs jou staan. Dit omring jou, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou. In die oggend, in die hande, in jou doene, in jou late, in jou hartseer, in jou vreugde. Hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou. Weet julle hoe geliefd julle is? Julle is, en om te dink, joh, dit wat die Here in julle doen. Ek wil vra dat julle dan hierdie hardop sal sê, julle kan dit sommer hardop dan lees. Ek gaan dit saam met jou lees, terwille van elkeen wat sal luister. Here, vandag vier ons saam met die gemeente ons identiteit in Christus. Ons bely dat ons ou lewe aflê en 'n nuwe lewe in Christus Jesus opneem. Ons bely dat ons dit elke dag moet doen en sal doen. Heilige Gees, help ons om te word wie ons reeds is. Ons gee vandag ons lewensvrae, twyfel, opgewondenheid, gawes en drome aan U, Here. Hier is ons, gebruik ons. Paulus skryf om hierdie rede, omdat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en julle liefde vir al die heiliges, hou ek nie op om God oor julle te dank wanneer ek in my gebede aan julle dink nie. Dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir julle dit sal gee, geestelike wysheid en openbaring, wat in die kennis van hom bestaan, en dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is wat sy roeping bied, wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels, wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is, vir ons wat glo ooreenkomstig die werking van sy groot krag, wat hy uitgeoefen het in Christus, toe hy hom uit die dood opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser, ja, bo enige naam wat genoem kan word, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. Hy het alles onder sy voete gestel en hom aan die kerk gegee as hoof oor alles. Die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vul. Julle wat dan ook hier gestaan het hiervoor, laat niemand op julle neersien omdat julle jonk is nie, maar wees julle vir hulle voorbeeld vir die gelowiges 'n woord en
gedrag in liefde, in betroubaarheid en in reinheid. Nou, as gedooptes wat deel is van een heilige algemene Christelike kerk, het ons die verantwoordelikheid teenoor mekaar. Beloof julle vandag as gemeente om mekaar lief te hê, te ondersteun en aan te moedig, deur saam die eredienste by te woon, vir mekaar te bid en mekaar aan ons identiteit in Christus te bly herinner. Dan wil ek vra dat ons as gemeente die volgende sal verklaar, ons kan dit sommer hardop doen. Ons is God se mense, sy gemeente, sy hande en voete in hierdie wêreld. Ons verkondig saam die goeie nuus van Christus aan die hele wêreld. Ons is een in Christus Jesus. Van hierdie wêreld, soos lig wat skyn, skyn die Here in ons. Kom Jesus, kom, en verdryf al die donker in ons. Kom, laat die liefde die wêreld oorwin. Mag jy van hier af uitgaan en wees wie jy reeds is, sout en lig. En mag Piketberg die voordeel trek daaruit. Gaan en wees die hande en die voete van Jesus. Hy is die een wat vir die pad sal reguit maak. Hy is die een wat by jou staan van nou af tot in altyd. Amen.